Baie gesinne begin om gereed te maak vir die skoolvakansie. En daarom is ons tema vir vandag se boodskap uit Psalm 127. As die Here die huis nie bou nie, soeg die wat daarin bou te vergeefs. As die Here die stad nie beskerm nie, waak die wat dit beskerm te vergeefs. En dit wys vir ons dat ons gesinne 'n geestelike eenheid is. Hulle is daardie skuilings wat God se aanraking, sy leiding, sy seën nodig het. Sonder hom is al ons pogings te vergeefs. 'n Gesin is die plek waar die beginsels van die woord op die aambeeld van elke dag se lewe gehamer en gevorm word. Daarom mag jy nie moedeloos word om dieselfde ding oor en oor vir jou kinders te moet sê nie. Kom ek vertel dit met die illustrasie. Na die doop van sy baba Boetie in die kerk, het klein Jannie heel pad huis toe in die agtersitplek van die motor gehuil. Sy pa het hom 3 keer gevra wat fout is. Uiteindelik het hy geantwoord. Die dominee het gesê, ons moet in 'n Christelike huis grootgemaak word, en ek wil so graag by julle bly. Wanneer ons sê, God is die fondament van ons gesin, bedoel ons dat sy woord is die hoeksteen, dis die beginpunt, dis die plek van waar alles na vore kom. As die fondament swak of foutief is jou hele huis in gevaar. Net so as die Here se woord nie die fondament van ons huis is nie, sal dit nie met ons kan goed gaan nie. Maar hoe maak jy die Here die fondament van jou huis? Dit begin met 'n persoonlike verhouding met hom. Ons kan nie ons familie na die Here toe lei as ons nie self met hom wandel nie. Ons moet tyd saam met hom deurbring. Ons moet sy wil in al die areas van ons lewe soek. Ons moet met ons kinders oor die Here praat. Ons moet hulle wys wat dit beteken om God en ander lief te hê. Ons moet die vrugte van die Gees in ons daaglikse lewens demonstreer, want die vrees van die Here is die beginsel van wysheid. Die verhaal word vertel van 'n poskoetsmaatskappy wat mense gehuur het om hulle poskoetse deur bergagtige gebiede te stuur. Die plaaslike kantoorbestuurder het die pos geadverteer en mense het begin aansoek doen. Terwyl hulle vir die onderhoud daar is, het hy elke aansoeker gevra: "Hoe naby kan jy jou span perde aan die rand van die kraan spring as daar 'n afgrond is?" Die eerste aansoeker het geantwoord dat hy regtig perde ken en dat hy 'n poskoets binne 'n meter van die rand van die kraan sou kon bring. Hy het hom bedank vir sy tyd, het die volgende aansoeker ingeroep. Hy het hom dieselfde vraag gevra. Hy het geantwoord dat hy die span perde binne 'n halwe meter van die rand van die kraan sou kon bring. Hy is ook bedank vir sy tyd. Die volgende aansoeker is ingeroep. Hy het hom dieselfde vraag geantwoord. Hy het geantwoord: "Omdat ek perde ken, sal ek die span so ver as moontlik van die rand van die kraan afhou. Ek sal nooit wil kyk hoe naby ek daaraan kan kom nie." En soos jy kan dink, het hy die werk gekry. En hierdie storie illustreer duidelik die Bybelse beginsel om weg te bly, ook met jou gesin, met jou voorbeeld van dit wat verkeerd is. Mag die Here vir julle ook hierin genadig wees. Kom ons bid saam. Here, dankie dat U saam met ons in ons gesinne ingaan. Wees asseblief vandag teenwoordig, dat mense sal weet, ons as gesin, ons dien die Here. Amen.